Welkom terug by dag 2 van ons week van gebed, terwyl ons voortgaan om hemelse vreugde versending te ontdek. Gister is ons herinner dat God 'n barmhartige soeker is, wat die inisiatief neem om die een skaap te vind wat in die wildernis weggedwaal het. Vandag gaan leesstof evangelis Tony Creer 'n getuienis deel van hoe leesstof harte op onverwagte maniere aanraak. Goeiedag almal. My naam is Tony Creer. Ek en my man is Pieter is Namibiese boerlinge. Ons het in 1981 na Mafeking toe verhuis. 2 seuns is uit ons huwelik gebore. Daar was altyd 'n brandende begeerte in my om vir ons koning Jesus te werk. Ek het op daardie stadium vir 'n lewensversekeringsmakelaar gewerk. Tog wou die begeerte net nie weggaan nie. Tot op die dag in 1990 het die boodskap uit God se woord na my toe gekom. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: "Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?" Toe antwoord ek: "Hier is ek, Here, stuur my." Ek het 'n liefde ontwikkel om siele vir Jesus te wen. Ek het alles opgegee om 'n werker saam met die Here te wees. Ek was en is nog steeds 'n gelukkige leesstofbedienaar om in hierdie spesiale bediening te kan wees, om elke dag uit te gaan, om te evangeliseer, mense tot die Here te bring, en dit deur middel van leesstof wat die blye boodskap bevat. Vandag, nog na 36 jaar, is hierdie teksvers deel van my lewe. Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Om 'n leesstofbedienaar te wees is die grootste voorreg om aan iemand se deur te klop en die evangelie te bring en saam te kan bid. Dit is 'n werk wat mevrou White sê wat nooit tot niks sal gaan nie. My gebed is: Here, stuur my na iemand toe in wie se hande hierdie boeke moet gaan. Dankie vir u getrouheid. Amen. Goed gaan. Ons spreker vandag is leraar Zak Dippenaar. Sy boodskap om die verlorene in die huis te soek, daag ons uit om te besef dat sommige van die kosbare siele nie ver weg is nie, maar dalk geestelik verlore is binne in ons eie kringe. Goeienaand en welkom by die biduur vir hierdie week van gebed. En vir hierdie week van gebed gaan ons 'n bietjie kyk, soek na die verlorenes in die huis. Voor ons verder gaan, kom ons bid daarom eers saam. O Here en Hemelse Vader, dankie dat ons hier vanaand kan aansit aan die tafel van gebed, waar ons van U af 'n stukkie kan ontvang en waar ons hartjies kan oopmaak. En Here, ons wil graag werk om siele in te bring vir U eer, vir U lof, vir U naam ontwil. En Here, hier sit ons. Ons nooi U in. Kom wees ons God en Koning. Dankie dat U ons deur hierdie dag gebring het. En mag ons nou luister. Mag die Heilige Gees ons aanraak. Mag ons meer en meer vir U werk. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. So ja, soek na die verlorene in die huis. En wat ek wil dadelik hê moet uitstaan hier, is die hoofgedagte dat God se genade soek oralste, selfs hier by ons in ons eie kerkhuis. Ja, julle, selfs in ons eie kerkhuis kan daar verlore mense wees. Ons teksverse wat ons na gaan kyk, praat van Lukas 15:8-10, waar die vrou die minste in die huis soek. Gisteraand het ons gesien hoe 'n herder in die veld na een verlore skaap soek. Dit het ons diep aangeraak om God te sien as die soeker
wat nooit moed opgee nie. Hy gee nooit moed op nie. Die een wat aanhou soek na die swerwer totdat hy hom vind. Vandag neem Jesus ons egter na 'n ander plek, 'n klein huisie waar 'n vrou woon. In Lukas 15 lees ons van hierdie vrou wat 'n muntstuk verloor. Hier gaan dit nie oor iemand wat doelbewus weggeloop het of weggedwaal het nie. Nee, dit is 'n muntstuk. 'n Muntstuk kan mos nie wegloop nie. Dit glip bloot van sy plek af weg en lê dan iewers in die huis versteek. Stil, onsigbaar en aan die wag. En die vrou se reaksie hierop is merkwaardig. Lukas 15 vers 8 sê, of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kan kry nie. Gister se preek het gewys dat God die verlorenes buite die kerk se mure gaan soek. Vandag se getuienis bring ons egter voor 'n meer ongemaklike waarheid te staan. Van die kosbare siele is glad nie ver weg nie. Hulle sit in ons eie kerkbanke. Hulle sing saam met ons lofliedere. Hulle praat ons taal en ken al ons leerstellings. En tog is hulle geestelik verlore. Die muntstuk is nie buite in die veld weg nie. Dit is verlore binne in die huis. So die muntstuk wat verlore was sonder om dit te weet. Die eerste deurslaggewende les van hierdie gelykenis gaan oor hoe die verlies gebeur het. Anders as die verlore seun, het die muntstuk nie self gekies om weg te raak nie. Dit het bloot net weggeraak of verplaas geraak. En dit is juis die mees skrikwekkende boodskap aan die kerk. Dit is heeltemal moontlik om verlore te wees sonder dat jy dit eers besef. En hier wil ek onder hierdie punt al inbring om vir ons te sê, verlies sonder rebellie. Die muntstuk hardloop nie weg nie. Dit eis nie sy eie erfporsie op om dan te verdwyn nie. Dit is bloot verlore. En tog is die verlies daarvan net so werklik dringend en hartseer soos die van die skaap wat weggedwaal het. Die profeet Jeremia praat juis oor hierdie soort stil, ongesiene verlies wanneer hy sê in hoofstuk 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Hierdie vers vlei mense nie, maar dit is ten minste eerlik. Die menslike hart kan homself op 'n baie diep vlak mislei. Iemand kan elke Sabbat getrou in die huis van die Here wees, terwyl hulle heeltemal onbewus is dat hulle hart stilweg weggedryf het van die lewende kern van geloof. Dit is juis waarom die psalms deur Dawid se gebed in hoofstuk 139 vers 23 en 24 sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Dan is daar die volgende ding, die waarde van ontneemdheid. Al is die muntstuk verlore, het dit nie sy waarde verloor nie. 'n Drachma was destyds 'n gewone plaaswerker se dagloon. Iets wat broodnodig was vir enige gesin. Die waarde daarvan is uniek. Net so verloor nie mens hulle waarde bloot omdat hulle geestelik verlore gegaan het nie. Kyk maar net na die woord in Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape.
man en vrou het hy hulle geskape. God se beeld is in elke liewe mens en dit word nooit uitgevee nie. Selfs nie wanneer iemand geestelik die pad byster geraak het nie. Al het iemand van 'n lewende geloof weggedraai, of gaan hulle net kerk toe uit gewoonte sonder dat hulle werklik glo, hulle dra steeds die beeld van God. Hulle is nog steeds die moeite werd om te vind. En dus moet ons versigtig wees van 'n gevaarlike aanname. As hulle hier is hulle reg. Die grootste gevaar van die kerk vandag is dalk hierdie aanname, dat jy fisies teenwoordig is, jy geestelik veilig is. Openbaring 3 lees, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat elendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is. Die Laodiseërs het nie hulle eie ware toestand geken nie. Hulle is soos die minste wat binne in die huis verlore is. Teenwoordig en gemaklik, maar geestelik verwyderd. Daarom is ons leerstofbediening so deurslaggewend. Boeke soos Skrede na Christus of Uit die Hemel met Liefde kan iets doen wat jare se roetine nie kon nie. Dit bring 'n mens oog tot oog met die lewende Christus en vra die deurslaggewende vraag: ken jy hom werklik? Wat hierdie gelykenis so waardevol maak vir ons leerstofbediening, is die manier waarop die vrou soek. Jesus gebruik 3 baie spesifieke aksies. Sy steek 'n lamp aan, sy vee die huis en sy soek versigtig. Elke stap het 'n betekenis. Saam wys dit vir ons presies hoe 'n doelgerigte, deeglike en geesgeleide bediening in die praktyk lyk. So kom ons begin met die eerste een, die lamp aansteek, die bediening van waarheid. Die eerste stap is om die lig te kry. In die huise van eerste eeuse Palestina, met hulle kleivloere en min vensters, was dit onmoontlik om 'n verlore muntstuk sonder 'n lamp te vind. Sonder lig kan 'n mens eenvoudig nie soek nie. Die Bybel stel dit duidelik dat God se woord daardie lamp is wat ons vir elke soektog nodig het. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. En 2 Petrus 1 vers 19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Wanneer ons as leerstof evangeliste 'n boek vol Bybelse waarheid in 'n huis los, steek ons die eintlike lamp op. Hulle skep die geleentheid sodat dit wat weggeraak het weer gevind kan word. Die gedrukte bladsy bring die lig van die woord in donker vertrekke waar 'n prediker dalk nooit self sal uitkom nie. Dit is waarom Suster White die leerstofbediening as een van God se kragtigste hulpmiddels beskryf het, omdat dit die lig tot elke hoekie in die huis dra. Nommer 2. Ons moet die huis vee. Gevestigde gemak versteur. Die tweede stap is om te vee. Wanneer mense vee, roer jy stof op en versteur jy die laag wat oor tyd gevestig het. Binne die kerk beteken dit dat effektiewe bediening die moed moet hê om vasgestelde roetines te skud. Dit behels om die moeilike vrae te vra,
gemaklike aannames uit te daag, die waarheid te bring wat eers krap en versteur voordat dit kan genees. Die skrywer van Hebreërs sê, want in hoofstuk 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnyende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Onthou Jeremia 17 vers 9, hierdie kop, al hierdie snaakse goed wat ronddwaal, hier's die woord, vlek dit oop en maak dit oop sodat ons kan sien en reggestel kan word. Die woord is soos 'n swaard wat diep sny en 'n regter wat alles bloot lê. God se woord is nie net daar om ons te troos nie, dit vee ook. Dit skud gevestigde sondes en dit maak oppervlakkige godsdiens reguit. 'n Kerk wat nie bereid is om hierdie tipe skoonmaak toe te laat nie, sal die kosbare muntstuk miskyk wat onder dekades se stof begrawe lê. Hierdie noodsaaklike proses gebeur deur eerstens prediking wat nie doekies omdraai nie, skryfwerk en literatuur wat dieper dinge ondersoek en pastorale besoeke wat verby die oppervlak gaan en die hart bereik. Dan kom ons uiteindelik by versigtig soek. Dit kos geduld en doelgerigte disippelskap. Die Griekse woord wat Lukas vir versigtig gebruik is epimelos. Epimelos. Dit beteken om ywerig, oplettend en metodies te wees. Dit gaan nie oor hastige paniek nie, maar eerder oor die volgehoue fokus van iemand wat presies weet wat verlore is en vas glo dat dit gevind kan word. Is nie wonderlik nie? Rustig en geduldig soek, want ons kan dit vind. Die apostel Paulus is 'n perfekte voorbeeld van hierdie geduldige en doelgerigte manier van bediening, soos hy dit self beskryf in 1 Tessalonisense 2:7-8. Maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle let daarop, 'n pleegouer, 'n pleegmoeder soos 'n vader. As 'n kind huil en ongemaklik is, wat doen 'n ouer? Ons vat hulle gewoonlik vas, trek hulle nader. Dit gaan nie net oor die evangelie nie, maar ook oor ons eie lewens. Dit is wat dit beteken om met sorg te soek. Dit is epimelos disippelskap. Ons soek versigtig wanneer ons opvolgwerk doen by iemand wat vir 3 weke nie in die kerk was nie. Persoonlik 'n boek uitkies wat presies aansluit by iemand se spesifieke stryd en huisbesoek doen uit opregte liefde. Daar's die sleutel, opregte liefde, eerder as om net 'n boksie op 'n program af te merk. Om mense vir die Here te wen, gebeur nie per ongeluk nie. Dit is doelbewus. En ek seker af van julle het al hiervan gehoor deur julle ander leraars wat sê vir ons doop nie vreemdelinge nie, ons doop geliefde vriende. Vriende doop vriende. Dan is daar gemeenskaplike vreugde. Die kerk wat herstel vier. Net soos die gelykenis van die verlore skaap, eindig die storie van die verlore muntstuk met 'n groot feesviering.
Die vrou steek nie die minste stilletjies in haar beursie weg en gaan aan asof niks gebeur het nie. Sy roep haar vriende en bure bymekaar om die nuus te deel. Dit leer ons 'n belangrike les. Herstel is bedoel om gesien te word. Dit is iets waarvan ons moet getuig. En hier kom Lukas 15 vers 9 en 10. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het my penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer." Die vreugde wat voor die engele kom. Die frase voor die engele beteken dat God self die bron en die middelpunt van hierdie groot blydskap is. Die engele is eintlik net getuienis van sy vreugde. Hierdie selfde gedagte word ook pragtig in Sefanja 3 vers 17 verwoord. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. God sing oor sy mense wat herstel is. Hy juig oor hulle met groot blydskap. Dit is die oorvloed van goddelike vreugde, nie net in beleefde knik van goederkerigheid nie, maar 'n lied. Kan ons dit hoor? Wanneer nog 'n lid van ons gemeente wat geestelik die pad byster geraak het, gevind word, het sy deur 'n goeie boek, 'n besoek of 'n Bybelstudie, dan sing God en ons as kerk moet leer om saam met God te sing. Baie kere is ons te rigied, te kwaai, te reguit. Ons het leer om my liefde wat ons vroeër gelees het, nou hier ook toe te pas en te sing, liefdevol nader te staan. So ons moet 'n kultuur van viering bou. Lede wat na die kerk toe terugkeer, word te dikwels met agterdog of stille swye begroet. Die muntstuk is dalk gevind, maar niemand roep die bure om saam fees te vier nie. Paulus se opdrag aan die gemeente in Rome bied die nodige regstelling. Romeine 15 vers 7 sê: "Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot die heerlikheid van God." Christus het ons aangeneem en dit is die standaard. Dit is nie 'n voorwaardelike welkom of 'n voorlopige aanvaarding nie. Hy sê nie, ons sal wag en kyk of jy ernstig is nie. Nee. Christus het ons ten volle en onmiddellik en met blydskap aangeneem. Om 'n kultuur van sigbare en vreugdevolle feesviering vir elke herstelde siel te bou, is nie sommer net sentimentaliteit nie. Nee, dit is teologie in aksie. Die vrou het haar bure geroep. Ons moet leer om ons sin ook te roep. Roep jou bure. Maak die kerk aan die brand. Maak hom warm. Hierdie siel het teruggekeer. Die kerk is 'n gemeenskap van soekers, of dis wat dit hoort te wees. Die gelykenis eindig met groot vreugde vir die hele gemeenskap, maar dit begin by een persoon se inisiatief. Een vrou steek 'n lamp op, vat 'n besem en soek sorgvuldig. Hierdie model is dus beide persoonlik en vir die hele groep bedoel. Trouwens, elke lid van die kerk is soos daardie vrou
verantwoordelik om in hulle eie omgewing en invloedskring te soek. En so sê Jakobus vir ons in hoofstuk 5 vers 19 en 20. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Wow. Dat ons deel daaraan kan hê, en sonde bedek. Net so bietjie, jy moet gaan kyk. 1 Petrus 4 vers 8 sê dat liefde bou 'n brug oor sonde na die lewegewer. Om 'n sondaar van 'n dwaalweg af te bring, is om 'n siel van die dood te red en 'n menigte sondes te bedek. Dit is die diep erns en die wonder van bediening binne in ons eie geleedere. Leerstofbediening maak hierdie soeke moontlik. Die regte boek in die regte hand kan 'n lig aanskakel in 'n kamer wat vir dekades donker was. So, ter afsluiting. Die herder het na die woestyn gegaan. Die vrou het 'n lamp aangesteek en haar huis gevee. Hoewel die omgewing verander, bly die vasberadenheid presies dieselfde. In alle gelykenisse word die verlorene gevind. Bars daar groot vreugde los en neem die hemel deel aan die feesviering. Vandag se gelykenis vra egter 'n meer persoonlike en dalk ongemakliker vraag as gistersin. Is ons bereid om binne in die huis te kyk? Die mense wat ons klaar dink is afskuwelik, hulle het my klaar seer gemaak, ek sit hulle net daar. Is ons bereid om te kyk in die huis? Is ons bereid om te erken dat sommige van die kosbare siele nie ver weg van ons is nie, maar dat hulle reg hier is? In ons kerkbanke en in ons huise, waar hulle stil, verlore lê en wag. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie, soos sommige van die gewoonte is, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Ek wil net weer aanhaal. Wat het vers 24 gesê? En laat ons op mekaar ag gee om te inspireer tot liefde en goeie werke. Ons weet nie wat's liefde nie. En dis waar hierdie vermaaning nou inkom. Vermaaning is nie net roede en pak slaan nie. Nee, ek gee liefde, ek trek nader, ek vee daai stoffies af, ek maak weer skoon, ek bring in. Gee ag aan mekaar. Moedig mekaar aan tot liefde en vermaan mekaar waar nodig. Dit is hoe dit lyk om die lamp aan te steek en die huis te vee in 'n Nuwe Testamentiese gemeenskap. Steek daardie lamp op, vee die huis, soek met sorg en wanneer die muntstuk gevind word, roep die bure. Skop Makiti op, die hemel sing reeds klaar saam met ons. Amen. Kom ons bid. O Here en Hemelse Vader, dankie vir 'n opgewonde tyd soos die. Here, waar ons skapies en siele heinde en verre kan soek, maar selfs binne in ons huis. En Here, gewis kan ons sê, ons weet in ons kerk is al baie mense wat net wegraak. Stilletjies verdwyn. Of hulle is dalk daar, maar hulle is nie meer aktief nie. Daai koeltjie, daai warm vlammetjie en hulle het gesterf. Ons smeek U, Here, help ons as U kinders om in liefde weer te soek na hulle. Die kers op te steek,
die liggie aan te sit, die vloer te vee en hulle skoon te maak en nader te bring. Here, help ons om fees te vier oor hierdie siele. Help ons mensies in die kerk weer waardig laat voel. Dankie dat U ons roep om deel te wees van hierdie bediening. Help ons dit met ywer doen, maar in Jesus liefde. Wees ook verder saam met ons in hierdie week. Mag ons nog baie leer. Mag ons nog meer soos Jesus word. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie julle dat julle ingeskakel het en mag julle veilig wees. 'n Rustig slaap in julle Here vanaand. Amen. Ons wil net 'n oombliekie neem om dankie te sê vir Lera Zak de Pinaar vir die boodskap. Wat vir ons wys hoe belangrik dit is om 'n lamp op te steek en sorgvuldig te soek na diegene wat naby ons is. Lees of evangelis Elsie Kalitz sal nou in gebed voortgaan. Ons moedig hier aan om spesifiek te bid vir wysheid, om diegene in ons eie gemeentes raak te sien wat wel teenwoordig is, maar geestelik verlore voel. Hemelse Vader, ons kom voor U vandag met 'n erkenning van U almag, U grootheid, U alwysheid, alomteenwoordigheid, U reddingsmag en alles wat ons nodig het. Here, ons is afhanklik van U in elke opsig en ons erken ons behoefte en ons dankie dat ons deur die meriete van Jesus voor U kan kom met ons dankseggings en ons versoeke. Here, ons harte verlang om daagliks medewerkers met U te wees, om daagliks onder U leiding en U beskerming kanale van lewe en lig en redding te wees tot U eer. Daarom, Here, vra ons weer vanoggend dat U ons moet gebruik. En ons fokus spesifiek op ons gemeentes. Here, daar is oral behoeftes, maar vanoggend bid ons vir daardie onderskeiding om diegene in ons eie gemeentes te herken wat teenwoordig, maar geestelik verlore is. Here, soms is daar so 'n dekmantel oor dat ons dit nie raak sien nie. Wil U ons oë oopmaak om te sien wat vertroudheid van ons verberg het, dat ons die sulkes kan bemoedig en aanraak. Ons bid vir die moed, Vader, om eerlike pastorale uitreike binne ons kerkfamilies te onderneem. Dat ons die moeite en die tyd sal kan maak om diegene te besoek, daar in hulle huise, persoonlike gesprekke met hulle te hê, om ons omgee en liefde te kan toon en toegewyde literatuur in hulle hande te kan plaas om hulle verder te bemoedig. Here, hulle het dit nodig en U wil ons gebruik. Lei ons na die sulkes asseblief. Ons bid dat ons kerke blye viering gemeenskappe sal word, waar daar warmte is, waar elke terugkerende siel verwelkom sal word met die warmte van die hemel se eie gejuig. Soos Christus ons aangeneem het tot die heerlikheid van God. Here, gee U liefde, U warmte in ons harte en op ons gesigte, in ons handelinge, dat ons elkeen wat inkom sal omarm en sal juig en dat ons kerke 'n kleinoot sal wees van die hemel. 'n Plek waar mense graag kom, waar ons Jesus kan bring, kan aanbid en kan verder neem na nog meer siele. So Here, rus ons toe, gee vir ons daardie openinge om hierdie siele te vind en te bemoedig en seën ons terwyl ons saamwerk en uitkyk na die spoedige koms van Jesus wat op hande is. Hou ons getrou, werkend tot U eer. Ons bid dit met danksegging in die naam van ons Jesus. Amen. Dankie dat U vandag ingeskakel het. Sien U môre weer vir dag 3 waar leraar Hendrik de Winnaar ons spreker sal wees.